Goeiemôre vriende. Is baie lekker om saam met jou te wees as ons nog ontmoet het. Ek is Gerard en ek sien so uit om saam met jou vandag te kuier terwyl ons aangaan met ons reeks inwording. Ek het nie geweet daar bestaan so 'n Afrikaanse woord nie, maar mense is nooit te oud om te leer nie. Inwording, ek dog hulle maak 'n spelfout toe hulle die slide maak. Is mos 2 woorde, maar toe is daar so 'n Afrikaanse woord. Een woord, inwording praat van 'n proses waar iets of iemand word dit wat dit bedoel was om te wees. Inwording. Ja, ek hoor die daar word 'n mall beplan, daar word begrotings, die planne word opgetrek en dan begin die grondwerke en dan begin die bouwerk en ons aanskou die inwording van die nuwe mall. En dan het jy die inwyding. En is so met 'n skool of 'n woonbuurt, is ook so met 'n individu. Iemand word gekies vir 'n posisie in 'n span. Sê niks oor gister se rugby nie, want ek is net bang ons veroorsaak verdeeldheid. En dan begin hy deur opleiding en afrigting of miskien 'n posisie in 'n werk en ons aanskou die inwording van die persoon. Dis wat die woordjie beteken. Dis eintlik 'n pragtige woord. Die proses waarin iets of iemand word dit wat dit bedoel was om te wees. Nou as Paulus in al sy briewe skryf oor my en jou inwording, dit wat ons bedoel was om te wees, gebruik hy die woordjie roeping. En ons moet hier mekaar help, want ek het groot geword, roeping is net party mense. Né? Maar mense wat by die kerk werk, hulle het 'n roeping. Ek sê altyd verpleegsters, hulle het 'n roeping, nie dokters nie, hulle kry genoeg geld. Party onderwysers. Maar ek wil jou so graag uitnooi om te hoor dat die Bybel die woordjie roeping gebruik vir almal wat in Jesus glo. Paulus begin sy brief, ons kan nou enige brief lees, maar ons kuier hierdie jaar baie uit 1 en 2 Korintiërs uit. Hy begin die brief, Paulus deur die wil van God 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenus aan die gemeente van God in Korinte wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heilig is. En ons het nou baie al gekuier oor dit. Jy kry eintlik in daai sinnetjie al 2 die dinge. Jy kry ons is klaar geheilig. Het jy hom gesien daar? Ons is klaar. Eenkant gesit vir God. In Christus. Deur wat Jesus gedoen het, is ons klaar God se geheiligdes. En dis hoekom ons sy geroepenes is. Jy is deur die Here geroep. As jy vanoggend hier sit en jy glo in Jesus, is jy deur God geroep. En ons het in ons disippelskap proses hierdie jaar wat ons afgeskop het, al baie gekuier oor Korinte, want Paulus gebruik hier 'n woordjie. Daai woordjie gemeente daar is die woordjie ekklesia. Jesus het daai selfde woordjie gebruik as hy sê ek bou my kerk, ekklesia. Wat is daai woordjie? Dit kom uit die Romeinse ryk uit die Roman Empire uit. Hulle het daai woordjie gebruik. Die Roman Empire, onthou nou, ons het in ons disippelskap proses baie oor gepraat, dis met 'n klomp lande. Dis soos Afrika of soos is 'n wyd uitgestrek en daar's nie massa media nie, né? Daar's nie TV's nie, daar's nie BBC nie, daar's niks van daai goed nie. So hoe gaan almal wat in hierdie empire woon onthou, o ja, Keiser is die Here, hy heers, dis hoekom ons dinge doen. Hoe gaan hulle dit onthou? In die hele empire is daar strategies plekke gekies. Soos Korinte was 'n hawestad. Soos baie mense wat deur daai stad travel. En daai plekke is gekies sodat hulle die Romeinse empire kan verteenwoordig. So in Korinte het die mense nogal gesê, we are more Rome than Rome itself. So hulle verteenwoordig die empire
en hulle vestig die empire se kultuur op allerlei maniere. So enige iemand wat deur Korinthe gereis het, het geweet, o ja, keiser is die Here, hy is die koning van al die konings van al die lande, en ons doen dinge soos ons dit doen, want ons is in die Roman Empire. Korinthe was so 'n stad, en die mense wat spesiaal gekies is, wat uitgeroep, dis wat die woordjie beteken, eklesia, die uitgeroepenes, die mense wat voorgeloop het, in die vestiging van die kultuur, daai mense is genoem eklesia. Kan jy hoor wat Paulus doen, as hy praat oor ons roeping? Daar is nou 'n nuwe koning. Jesus Christus is die Here. En nou ons moet onthou, die wêreld het in 'n sekere sin baie verander, maar in 'n sekere sin glad nie verander. Hierdie wêreld, Jesus is nog steeds die Here. Hy's koning. Ek weet dit lyk nie altyd so nie. Hy's koning en God het mense gekies. Hoor jy dit? Hy het hulle gekies en hulle geroep as sy eklesia. Ons vestig nou 'n nuwe kultuur oral waar Jesus koning is, en dis oral. Dis ons roeping. Ek kan nie 'n kultuur vestig nie, jy kan nie, ons doen dit saam. Ons is die gemeente van God, die eklesia. En hoe meer ek besig is met Korintiërs se briewe, hoe meer dink ek ons het baie om te leer hierso. Want die gemeente se inwording het van koers afgegaan. Hulle moes die kultuur van God vestig, van God se koninkryk. Maar die dinge wat in die gemeente aan die gang is 'n weerspieëling van die kultuur in die wêreld. In daai wêreld is daar baie rondreisende sprekers, charismaties en indrukwekkende sprekers, en hoe meer charismaties, hoe meer indrukwekkend, hoe groter die aanhang. Nou is dit nou is daai kultuur in die gemeente. Party ouens sê ons is van Apollos, party ouens sê ons is van Paulus, party ouens sê ons is van Jesus. Weet jy waar daai groep uitval nie? Miskien wou hulle nog meer geestelik wees. Nee, ons is van Jesus. Die kultuur in die gemeente, die wêreld klassisme, wanneer dit kom by ryk en arm, hulle meng nie. Nou sit in die gemeente, die ryk mense raak al dronk by die nagmaal en die arm mense is nog op pad met die taxi. Die kultuur in die gemeente weerspieël die wêreld in plaas van vestig God se koninkryk se kultuur. En daai inwording is hoekom Paulus hierdie lang briewe skryf. Hy probeer dinge regtrek. En hy doen dit so mooi, en ek dink ek en jy het soveel om te leer hier. Want ek en jy, die roeping is dieselfde. Dis 2000 jaar later, Jesus is nog steeds koning, God het nog steeds mense gekies, sy eklesia, sy gemeente. En ons het dieselfde roeping. Ons is hier om God se koninkryk se kultuur te vestig. Maar dan kan ons kultuur mos nou nie iets anders wees nie. Dis ons inwording. Ons moet groei in daai kultuur. Waaraan meet Paulus die feit dat die gemeente van die pad afgegaan het? Waaraan meet hy dit? Hoe weet hy die inwording is nie reg nie? Kom ons lees een stukkie, ons kan 100 stukke lees en in ons disipelskapproses fokus ons nogal baie hierop. Maar kom ons lees een stukkie uit 1 Korintiërs 3 uit. Wat my betref, broers, natuurlik is die susters ingesluit. Ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds.
waar daar onder julle afguns en oneenigheid is julle dan nie wêrelds nie? En gedra julle dan nie soos wêreldse mense nie? Elke keer as een van julle sê, ek is van Paulus, en 'n ander, ek is van Apollos, is julle nie wêrelds nie? Kan ek net gou sê, en dis regtig vir my so, mens moet versigtig wees as jy die kerk kritiseer. Nommer 1, jy's deel van die kerk. En nommer 2, jy moet besef waarvan jy praat. As jy net hierdie hoofstuk verder aanlees, dan praat dit van die kerk as God se tempel. En dan sê hy, jy moenie God se tempel skade aandoen nie, want God gaan jou dan skade aandoen. Dis 'n verskriklike uitspraak, né? So ou praat versigtig. Jy praat eintlik saggies as jy sê daar's dinge fout. Maar het jy gesien waaraan meet Paulus? Het jy gesien waaraan meet hy of die inwording op koers is of nie? Hy meet dit aan liefde. Hy sê daar's oneenigheid onder julle. Julle is jaloers. Dis een van die eerste goed wat hy, as hy liefde in 1 Korintiërs 13 beskryf, wat hy sê, liefde nie doen nie. Liefde jaloers nie. So die inwording word gemeet aan een ding. Geestelike volwassenheid word gemeet aan een ding. Dis die liefde. Die kultuur van God se koninkryk is wat ons nou gesing het. Dis ons koning, no other king would touch a leper's skin. En hierdie koning het nie gekom om kant te vat nie, hy het gekom om oor te vat. En hy het oorgevat. En nou is ek en jy die verteenwoordiger van daai koninkryk. En ons vestig daai kultuur, maar dan moet die kultuur mos nou hier wees. Dis Paulus se probleem. Dis die enigste ding waaraan hy volwassenheid meet. Die liefde. En nou is daar gebrek. En hoor hoe mooi. Hy manipuleer nie, hy dreig nie. Hy sê, ek praat met julle soos klein kindertjies in Christus. Hoor jy hoe hy terselfdertyd affirm, jy's in Christus. Ja, julle het die koers die pad bietjie byster geraak, maar jy's in Christus. Jy is nie in Korinthe, die gemeente in Korinthe is nie wat hulle in Christus is nie, dis roeping, dis inwording, maar hulle is in Christus. Maar hulle is klein kindertjies. Hoor jy hoe hy terselfdertyd bevestig en vermaan? Kan jy hom hoor? Klink dit vir jou bekend? Ons het in ons vorige reeks gepraat oor God se liefde, genade en waarheid, om dinge reg te maak, geregtigheid. Hoor jy die genade? Ja, julle is in Christus. Julle is die geroepe heiliges. Hoor jy hom? Hy bevestig, hy gee versekering en terselfdertyd, julle moet groot word. Genade en waarheid, om dinge reg te maak. En vriende, ek dink hier is iets wat ek en jy moet leer. Ons is baie keer groot geword in 'n kultuur dat jy mense half dreig. Jy dreig hulle. Dit is vir my baie erg om te hoor hoe kinders met die Here gedreig word. Jesus kyk vir jou. Ja, hy kyk vir jou. Het jy al gehoor en gesien hoe kyk hy vir jou? Jy is sy geroepe eklesia. Dis hoe Jesus na ons kyk.
Hy is koning en hy gaan ons gebruik om sy kultuur te vestig. Dis hoe hy na jou kyk. En as die kultuur hier nou nie reg is nie, gaan hy met ons daaroor praat. Natuurlik gaan hy. Want hy het ons lief. Genade en waarheid. Wat ek jou wil uitnooi om te hoor, daar's net een ding waaraan Paulus die onvolwassenheid meet. Dis die gebrek aan liefde. En hoor gou, hierdie brief skryf hy nie 60 jaar nadat hy die gemeente geplant het. 4-5 jaar. Dan oor Paulus se verwagting was, 4-5 jaar, gemeente moet al basies volwasse wees. Hoor jy? 4-5 jaar. Ja, julle moet basies volwasse wees. Nou kry jy die nuus. Hierdie ou sê ek is van Paulus, ek is van Apollos, hulle is soos die kultuur. Die ouens wat hierdie filosofiese sprekers aanhang. Nou kry jy die nuus, die rykes kyk neer op die armes. Nou dink hy nee, 4-5 jaar was al genoeg, hulle moes al volwasse gewees het. Dit sê ook iets, né? My ma het 'n sê ding gehad, toe hy toe kan baie. Baie keer dink ons kan nie. Dit is buite ons bereik om volwasse Christene te wees. Dit is nie. Dit behoort jou 4 tot 5 jaar te vat. En En waaraan meet Paulus dit? Die liefde. Dis die kultuur van die koninkryk. So aan die een kant is dit vir my asof Korintiërs geskryf is vir ons vandag. Ek sê dit versigtig, want as ek kyk na die kerk, dan sien ek baie verdeeldheid. Ek sien baie aanhangers van mense. Nee, ons is van die Doxadeu. Nee, ons is van die NG. Nee, ons... Die groot ding hier was, jy kon nie na 'n ander gemeente toe gaan nie. Daar was net een. Ons gaan nooit almal in een gebou saamkom in Mosselbaai omgewing nie. Maar ons kan nog steeds volwasse word. Ons as 'n gemeente kan nog steeds volwasse word. Hoe? Hier moet ons mekaar lief hê. Nou, hoe doen jy dit? 'n uur 'n week. Nee. Okay, so kom ons praat so 'n bietjie. 3 dinge wat ek hoor uit hoe Paulus die probleem hanteer. 3 dinge. Inwording is 'n proses. Inwording het te doen met hoe ons dink. En inwording is elke een wat in Jesus glo se verantwoordelikheid. Kan ons gou oor daai 3 gesels? Dis 'n proses. Paulus is baie duidelik. Jy kan daai hoofstuk gaan lees, 1 Korintiërs 3. Hier praat hy oor kindertjies, 'n entjie verder praat hy oor ons is God se saailand, en dan praat hy oor ons is sy gebou, en wat het al 3 in gemeen? Proses. Dink aan 'n baba wat groei. Dink aan iets wat gesaai word en dit groei sodat jy kan oes. Dink aan 'n gebou. Proses. Miskien klink dit soos 'n no-brainer, maar ek wil jou uitnooi en ek wil jou amper uitdaag om hieroor te dink, want ons kultuur is nie prosesgedrewe nie. Ons kultuur is kits. Ons plant nie die blomme en nee, ons koop dit by die winkel. Klaar. Ons is 'n stappie weg van die proses af. Boere is baie by die proses. Kyk 'n bietjie hoe dink 'n boer. Daar's proses. Dit vat tyd. Is nie kits nie. Vriende, ek luister na stories wat Christene opgewonde maak. En gewoonlik is dit stories van 'n oomblik. As iemand 'n storie vertel en die Here het in 'n oomblik, soos ons dit noem, 'n wonderwerk gedoen. Jemme maar, daai stories kry airtime. En dit is so.
Die Here werk in 'n oomblik. Hy doen dit. As hy vanaand kom, gaan hierdie liggaam in 'n oomblik verander. Ja, jy gaan sê, my wêreld. Gerard, is dit jy? En ek gee dieselfde vir jou sê. Is dit jy? Hoe die een nou gesê, we are now shadows of our future selves. Ons het nie 'n idee nie, mense. As Jesus vanaand kom, vat hy hierdie lyf en hy maak dit so syne, net soos wat hy die hele wêreld in onderworpenheid aan God se koninkryk bring. Maar dis 'n oomblik wat hy hierdie lyf verander. Maar vet weet, 2000 jaar se kerkgeskiedenis en die hele Bybel moet dan nou vir my en jou ook sê, die Here werk ook in proses. Proses. Mag ons dit sê, miskien werk hy meer in proses as wat ons besef. Liefde en groei is proses. O, deksels. In ons kultuur is dit 'n kits, né? Ek kom myself nie help nie. Dit het net met my gebeur. Was ek lief vir daai persoon? Dis nie liefde nie. Dis 'n ander goed. Liefde is proses. Is proses. En ek dink ons gaan moet besef, as Paulus kyk na die onvolwassenheid, dan wil hy ons intrek in 'n nuwe proses in. Baie mense wil 'n nuwe ervaring hê, terwyl hulle eintlik 'n nuwe proses nodig het. In hulle verhoudinge, in die krisisse, in die besluite, 'n nuwe koers, nie 'n nuwe ervaring nie, 'n nuwe koers, 'n nuwe proses. So, inwording is proses. Dit is 'n proses wat te doen het met hoe ons dink. Nou hier, ag vriende, ek hoef nie vir jou te sê nie, die laaste ding waaraan mense dink as hulle dink aan liefde is om te dink. Né? In ons kultuur is liefde 'n voel ding. Né? Nou ek wil nie emosies downplay nie. Emosies is deel van ons menswees. Maar liefde is groter as ons emosies. Kan ek gou vir jou sê, jy is meer as jou emosies. Jy is wie jy is in Christus. God het jou geroep, of jy so voel of nie. Jy is meer as wat jy voel. En emosies is baie belangrik in ons lewens, baie belangrik. Maar emosies loop nie voor nie. Wat loop voor in die inwordingproses? Hoe jy dink. Jy kan hierdie stuk gaan lees, vriende, en jy weet self, as jy al 'n bietjie van die Bybel gehoor het, hoeveel keer praat Paulus oor ons denke wat moet vernuwe. Is dit so? Dis genuine so. In die vorige hoofstuk, as hy nou praat, 1 Korintiërs 2 eindig hy met hierdie woorde. Ons het die denkwyse van Christus. Die Engels sê dit so mooi. We have the mind of Christ. Ons het toegang tot hoe Christus self dink. Hoekom sal Paulus dit so wil beklemtoon? Want dis waar ons volwasse moet word. Hoe dink ek? Ek kan intap by Christus se denke. Is tot jou beskikking, is tot my beskikking. Hoekom? Sodat ek kan groei. Sodat ek nuut kan neerdink. En kan ek net een ding uitlig oor nuut dink. Jy hoor dit dwars deur Korintiërs. In die wêreld het mense 'n manier van dink oor menswees en ander mense. In Christus dink ons anders oor mense.
Ons dink baie anders. As ons hoor van oorlog, is ons hartseer. Ons sug saam met die Heilige Gees oor 'n skepping wat nog nie nuut gemaak is nie. Ons huil saam met mense wat huil. Want ons is ons het nou deel aan Christus se manier van dink. Het Jesus iemand doodgemaak? Nee, kom, jy moet nou seker wees van dit. Maak Jesus mense dood? Dit lyk my nou as van julle wat onseker is. Jesus het gekom om die dood te maak. En hy het net mense uit die dood uit opgewek. Dis sy koninkryk. Mense maak saak. En die kultuur begin by 'n ander manier van dink. Die kultuur, as ek met 'n mens te doen het, het ek met die heiligste van God te doen. Daar is nie iets heiliger as 'n mens nie. Hoor jy dit? Ons is sy geroepe heiliges. Hoe kan julle dan nou, die rykes, afkyk op die armes? Hoe? Dan is julle koppe nog in die wêreld. Kry hom daar uit. Jy het toegang tot the mind of Christ. En begin so, en kan ek dit nou sê, vriende, ons is deel van die gemeente van God in die tuinroete. Ons moet hier leer om anders te dink oor mekaar. Ek wil dit maar net weer sê. Ons moet in die gemeente leer om anders te dink oor mekaar. Ek kan nie sonder jou nie. Ons is 'n liggaam. As een lid ly, ly al die lede. Ons weet nie eers wie ly hierso vanoggend nie. Jy worship die Here, wonderlik. Paulus sê as ons worship sonder om lief te hê, is ons worship soos hy afgode tempel daar bo op die bult. Sibelele. Was die moeder van die gode wat daar bo aanbid is. As ons aanbid sonder om lief te hê, is ons aanbidding vals. So, ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my of Paulus ook met ons praat. Ons gaan moet anders leer dink oor kerk wees. Ons is aan mekaar verbind en ons is sy geroepe heiliges. En in liefde groei ons saam. En dan die laaste ding, maar dis jou verantwoordelikheid, dis my verantwoordelikheid. Hoeveel ons is daar in ons pond? 'n klomp. Maar ons werk word baie keer niemand se werk. Het jy dit al gesien? Ons moet, en dan weet jy moet eintlik maar. Nee. En ek besef, mense, ek besef dit. Ek besef baie van ons se lewens is kompleks. Baie van ons het uitdagings in ons gesinne, in ons werksomstandighede. Party mense het uitdagings met aftrede. Party mense het net uitdagings in die seisoen waar hulle is. Ek besef dit. En nou kom 'n boodskap soos hierdie in die woord van die Here en sê jy moet aandag gee aan die groei van die liggaam en jy dink, waar gaan ek tyd kry vir dit? Ek sal 'n ure week gee. Ek verstaan dit. Daar is nogal 'n interessante stuk in die Ou Testament waar God met die volk praat. Hy sê, julle bou almal julle eie huise en my huis lê in pyn. Sorg vir my huis, ek gaan sorg vir julle huise. Ek het 'n idee. Hierdie voel soos 'n stretch, want dit is 'n stretch.
Maar ek het die idee, wanneer ons vir die Here ja sê vir ons roeping, om sy gemeente te wees, eklesia, sy kultuur, gaan hy ons help met al ons challenges. Want ons gee aandag aan sy werk. Ek het die idee, jy gaan sien, dat soos wat jy groei in verhoudings in die gemeente, gaan dit jou help met jou verhoudings, by jou huis, by jou werk, oral. Het Jesus nie dit gesê nie, soek eers die koninkryk van God, al die ander goed, gaan vir jou bygevoeg word. So ek weet, daar's baie dinge waaraan mense kan dink, en daai dinge kan verskonings word, om nie verantwoordelikheid te vat nie. Maar my vriend, hoor gou-gou. Ons het laasweek met hierdie vers geëindig, 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van ons Here Jesus Christus. Jesus het gekom, dis hoe ons die liefde van God leer ken het. En die gemeenskap van die Heilige Gees, nie met die Heilige Gees nie, van. Wat is dit? Ons het gesels hieroor, koinonia as die woordjie, beteken partnership. Wat is vennootskap anders as gedeelde verantwoordelikheid? Ons almal ken vennote wat sleeping partners is. Daar is nie sleeping partners in die Here se koninkryk. Die Heilige Gees bemagtig jou en my vir ons verantwoordelikheid. Hy is ons partner. Ons is deel van sy partnership, sy koinonia. Dis 'n ons ding, maar dis ook 'n ek ding. Hoe gaan dit met die gesondheid van die liggaam van Christus? Ja, Here, gee daai werk vir ander mense. Die Here bepaal die werk. Dis ons werk, dis jou werk, dis my werk. En vir daai werk partner die Heilige Gees met jou. Soveel mense het vra oor hoe wil die Heilige Gees my lei? Hoe hoor ek die stem van die Here? Weet jy, dit is eintlik so eenvoudig soos dit. Kies om jou lewe te belê in die groei van verhoudinge in 'n gemeente. Kies liefde. Dis wat die Bybel sê, 1 Korintiërs 12, die uitnemende weg van die Gees. Kies liefde. En jy gaan sien hoe jy ewe skielik dinge onderskei in die Gees wat jy nooit van tevore aan gedink het nie. Jy gaan net sien hoe die Here jou gebruik as jouself verbind aan ander gelowiges om saam te groei. So, ek onthou, kyk as jy in die vliegtuig sit, ek vlieg nou nie baie nie, maar dit is altyd ongemaklik as jy langs iemand sit, vir my nou, en hy vra vir jou, wat se werk doen jy? Weet, dan moet jy nou mooi dink, wil ek verder met die ou praat, of nie? As jy nie wil nie, dan sê jy, ek is 'n pastoor. As jy wil, dan sê jy, nee, ek werk met mense. En eendag, toe sê die een ou nou ook, wat se werk doen jy? En die ou antwoord, I'm a pastor. En die ou weet toe nou nie wat om te sê nie. Hy sê toe, and house business? My gebed is vir die jaar, dat jy sal besef, jy is in die besigheid van die Here. Jy's 'n vennoot, dis koinonia. Dis daai woordjie gemeenskap van die Gees. Ons is vennote. En hoe kan jy help dat hierdie deel van die Here se gemeente groei in liefde? Want dit is waarna toe die Gees met ons op pad is. Het jy al daai verantwoordelikheid opgetel? Het jy al anders begin dink oor jou rol in 'n gemeente? Het jy al die roeping gevat en gesê, dis my roeping. Dis ons roeping, ek doen dit nie alleen nie, maar dis ook my roeping. Die Here wil my gebruik.
En 3 of 4 jaar, ons is nou 2,5 jaar 'n gemeente, deel van die gemeente hier. Baie van ons is al amper 100 jaar deel van die gemeente. Maar ons kan volwasse word. Ons kan. Sodat God se koninkryk en sy kultuur in die wêreld al hoe meer gevestig kan word. Want Jesus is die Here. So ek wil jou uitnooi, ons gaan deelneem aan 'n lied en ek wil jou vra om hierdie oomblikke regtig persoonlik te maak. Om jouself aan die Here toe te wy. Ek weet, as ek nou so moet sê, ek dink 90% van ons het uitdagings in ons lewe. En ek weet hierdie kan voel soos iets wat nou nog op jou skinkbordjie beland. Ek weet dit kan so voel. Maar as dit vir jou so voel, dan wil ek jou uitnooi om te hoor, die Here het jou gekies. Hy maak nie foute nie. Hy het jou geroep. Hy maak nie foute nie. Hy het jou deel gemaak van sy eklesia. Hy maak nie foute nie. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid. So kom ons staan en dan wy ons onsself vanoggend aan die Here toe vir hierdie roeping om sy kultuur in ons wêreld te vestig. Geen koning, geen heerser, geen leier soos U. Ons erken, Jesus Christus, U is die Here. Die Lam het oorwin, hy heers. God se koninkryk is besig om te kom. En Here Jesus, ons dink aan U woorde, waar U gesê het, 'n nuwe gebod gee ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Ons hoor uit die woord uit, dis hoekom U vir ons U Gees gee. Toegang tot U denke, sodat ons kan groei. En ons bid vandag vir die groei van U kerk, reg oor hierdie wêreld, daar in daai oorloggetuisterde gebiede. Ons bid dat U kerk bemagtig met U Gees, die verskil sal wees waarna mense smag. Dat hulle 'n ander koninkryk sal verteenwoordig. En dat mense verbaas sal staan. Want die koninkryke van hierdie wêreld se dae is getel. The kingdoms of this world, they have become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever. Maar ook so hier. En Here, in die naam van Jesus, deur die krag van die Heilige Gees alleen, hier is ons. Hier is ons om uitdrukking te gee aan U roeping, aan U droom, aan U koninkryk, aan U kultuur, aan U manier. Arresteer ons gedagtes. Vat ons lewens en stuur ons in 'n nuwe koers, sodat U kerk in Christus, U kerk hier in die tuinroete kan wees. En ons sien uit, Here, na dit wat U gaan doen deur U kerk in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam en ons almal sê amen. Amen. Dankie vriende, ek nooi jou uit om net vinnig jou sitplek te neem.